jou baie goed. Interessant dat ek 'n praatjie op RSG geluister hierdie week, en yes, ek is nog RSG, dis hoe old school ek is. Ek luister 'n praatjie op RSG, hulle sê as jy meer as R10,000 'n maand verdien, is jy in die top 2% van die wêreld. Hoor mooi, top 2% van die wêreld as jou salaris bo R10,000 'n maand is. Kan ek nou weer vra, is jy iemand met 'n dankbare hart vanmôre? Amen, die Here is vir ons goed, amen, jy's topklas, want God kyk na ons, amen. Kom ons gaan saam staan vanmôre, en dan gaan ons die naam van die Here groot maak, en net eer bring aan die Here vanmôre. Ek gaan vanmôre vir Sarel vra. Sarel, sê vir ons bid. Thanks Sarel. Amen. Yes, Lord. Amen. Ten spyte van hoe ek voel, sal ek die Here se naam nog steeds loof. Kom aan, sê die skrif nie so nie? Kom tel like so 'n bietjie as dit jou gevoelens wat in jou hart is, lyk op jou gesig vanmôre. Kom aan, gee my net 'n glimlag dat ek weet dit gaan met jou oukei. Amen. Ten spyte van hoe ek voel, sal ek die Here nog steeds loof. Amen. Kom ons sing saam. Ten spyte van hoe ek voel, sal ek U prys. Spyte van wat mense sê, sal ek U hulde bring. Want dit maak saak wat U van my dink, ek wil U altyd hier behaal. Ek sal U loof, ek sal U prys, ek sal U hulde bring. Want alles wat naast my, die Here alles wat asem het, sy naam verhoog. Laat alles wat asem het, die Here loof. Laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Spyte van wat ek voel, sal ek U prys. Van wat mense sê, sal ek U hulde bring. Want dit maak saak wat U van my dink, ek wil U altyd hier behaal. Ek sal U loof, ek sal U prys, ek sal U hulde bring. Want alles wat asem het, die Here
maak saak wat U van my dink. Ek wil U altyd hier behou. Ek sal U loof, ek sal U prys. Kan ons die Here hulde bring vanmôre? Dat alles wat asem het, die Here loof. Laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Laat alles wat asem het, die Here loof. Laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Laat alles wat asem het, laat alles wat asem het, die Here loof. Kom maar, as jy 'n dankbare hart het, loop die Here saam met my. Laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Laat alles wat asem het, die Here loof. Laat alles wat asem het, laat alles wat asem het, laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it was your cross that saved me and rescued me. Just the moment then set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Let's sing, oh, how beautiful, oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your word and your love, it's your love, never-failing love. Oh, how glorious are you, Lord. Oh, yes, it's your power, it was the cross, it was your cross that saved me and rescued me. Just the moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give
just a moment then set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Kan ons dit vanmôre doen as gemeente? I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Sing one more time. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Jesus. Amen. Terwyl die musiek speel vanmôre, kan ons dit net doen vanmôre nie. Terwyl die musiek speel vanmôre, kan ons Here nie net eer bring vanmôre nie. Eer en aanbidding bring aan die Here vanmôre nie. Daar is niemand soos die Here nie. Amen, kerk. There is none like him. Hallelujah. Loof sy die naam van die Here. Loof die Here vanmôre, kerk. Loof die Here, sê die woord oor my siel. En alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. We just want to give you glory, honor and praise is what he has done. Hallelujah. Daar's 'n nuwe liedjie wat ons vir julle wil leer vanmôre. Is eintlik 'n Nigeriese liedjie. Hy kom uit Nigeria uit en ons het gisterand vir die jong mense geleer. Is baie maklik. Maar ek glo jy gaan saam my stem. Wat kan ek doen om die Here terug te betaal vir wat hy vir my gedoen het? Niks. Daar's niks wat ek kan doen wat God se mind sal change oor my nie. En ons wil hom eer bring vanmôre. He's done so much for me, I cannot tell it all. Not a anymore. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Not a anymore. He's done so much. He's done so much for me, I cannot tell it all. Kom ons stem saam. Not a anymore. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Not a anymore. What shall I render to Jehovah? Kom maar, wees dankbaar vanmôre. For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah, God? For he has done so very much for me. Yes, done. He's done so much for me, I cannot tell it all. Not a anymore. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Not a anymore. What shall I render to Jehovah, my God? For he has done so very much for me. Oh yes, what shall I render to Jehovah, oh God? For he has done so very much for What me. shall I render? What shall
Kan ons die me. Here nie vanmôre net dankie sê nie? I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Let's sing it one more time. He has done. He's done so much for me. I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough, my God. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah, my God? For He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? Oh no, for He has done so very much for me. Come on, sing a last more song. What shall I render to Jehovah? Oh yes, for He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Amen. Amen, yes, Lord. Ons gee die Here al die lof, al die eer, al die aanbidding. Lord, you worthy to be praised. We exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. Lord, you worthy to be praised. We exalt. Kom ons verklaar dit vanmôre. For your love and grace, hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. We lift you up as we
aanbiddingswaardig. For your love and grace, hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. We lift you up and we lift you up as we sing your praise. Lord, we magnify your name to Jesus Christ, the crucified, be your honor forevermore. Oh, we lift you up, we lift you up as we sing your praise. Lord, we magnify your name to Jesus Christ, the crucified, be your honor forevermore. Lord, you're worthy to be praised. We exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. We lift you up as we sing your praise. Lord, we magnify your name to Jesus Christ, crucified, be your honor forevermore. I lift my eyes to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my eyes to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. Kurubutana basaba yendu kurubusha tatalaba sahanda rabata yeku kunurutu kuye. Kireba se eka kieste tenemere teba sahanda rabata yetu tulubo yanda. Kirana tatalaba sa yeku kurubusha tataba yendu. Kurubu bubu washa yanda rabasa yeki kienda kiesta talaba sa yeku kurubusha yenda. Kiesha kienda kiesha. Vanmorgen wil ek hê julle moet kom wees in die kalmtheid van my gees. Vanmorgen wil ek hê julle moet kom stil raak. Vanmorgen wil ek hê julle moet my tasbaarheid ervaar vanmorgen. Vanmorgen het ek 'n ontmoetingsplek. Vanmorgen het ek uitgekoop om by julle te kan die tyd spandeer. Moenie rond hardloop soos hulle wat nie hoop het nie. Moenie rond kyk soos hulle wat verskrik is nie. Want ek is met jou, ek is by jou. Ek is hier vanmorgen en ek neem julle hande en ek stap met julle die pad. Hoe donker en deur mekaar ek vir julle mag wees, as ek hier vanmorgen, ek sê julle nooit alleen laat nie. Ek sê julle nooit begewe nie. Ek is die een wat julle steeds eerste lief gehad het.
Gemeente, kom ons lig net die hande en vergroot net bietjie die Here se naam vanmôre. Kom ons staan net daar waar jy is en jy kom roep net aan en jy kom dank net die Here vanmôre vir dit wat hy vir ons elkeen is, vir dit wat hy vir ons doen. O Heer, vanmôre kom dank ons my koning. Here, vanmôre gaan dit nie oor ons nie, Here, maar alles gaan oor U. Here, ons kom vanmôre, ons maak U naam groot. Vader, want ons besef ons nietigheid. Here, ons kom weet vanmôre lewe in die lofsange van die volk. Heilige Gees, vanmôre voel ons die tasbaarheid in die plek. Heilige Gees, kom neem hierdie diens en kom vorm het soos U wil. Ons kom maak vanmôre 'n volkome surrender in U vanmôre. En ons dank U vir die grootheid en die genade in die naam van Jesus Christus. Gemeente, kan die sitplekke inneem. Het ons net vir die musiekspan baie dankie sê en hulle ook net 'n kans gee om by hulle sitplekke te kan kom. Vanmôre se woord was vir my 'n ontdekkingsreis gewees. Verlede Saterdag toe ons hierso sit met oom Lukas se begrafnis, het pastoor 'n woord gedoen uit Johannes 21. En daardie woord het daar sekere goed vir my uitgestaan. En ek het na die diens dit vir hom kom sê, en ek het kom sê, hoekom dit en hoekom dat? En vanmôre kom ek en ek wil alles dit wat ek gekry het in Johannes 21, met elkeen van julle deel vanmôre. Want ek het my blind gestaar na een gedeelte, maar dat het soveel meer vir my gegee, as wat ek ooit kan opgereken het. Ek hou dus voor vanmôre Johannes 21, en ek vra vanmôre u geduld, want ons gaan baie uit die woord uit lees, sodat ons die volheid van die woord kan besef. Johannes 21 vers 1. Na hierdie dinge het Jesus aan sy disippels verskyn by die see van Tiberius. En hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en die 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. En hulle het dit toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit op te trek nie. En daarom sê die disipel, die een wat Jesus liefgehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boordkleed om, want hy was naak, en hy werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse ingesleep. En hulle val terug op wat hulle, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle koolvuur op die grond, en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim, en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeer nie. En Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disipels het gewaag om te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. Ek wil vanmôre kom en ek het, soos ek vir vroeër gesê het, ek het myself so blind gestaar na een gedeelte. Maar die Here het soveel vir my andersins kom oopmaak, om daardie een gedeelte op die maklikste manier aan my te kan verduidelik. Johannes deel hierdie gebeurte, soos wat dit volg in vers 3 sê Petrus aan sy medebroers, kom ons gaan visvang, en hulle het saamgegaan. In hierdie menslike eenvoud wil ek die stelling maak, dat op daardie stadium was Petrus, en so ook sy medebroers, in 'n harwar, in 'n stadium van verwardheid. Johannes 21 speel hom af, net na die kruisiging.
Hierdie geval in 21 was die 4de keer wat Jesus aan sy disippels verskyn het. En Jesus het op soveel maniere aan sy disippels probeer verduidelik wie hy is en wat op hulle wag en wat die uiteinde van die saak is. Maar hulle het nie altyd verstaan wat Jesus vir hulle probeer vertel nie. En daarom dink ek het Jesus vir hulle gesê op daardie stadium laat hy aan hulle gaan verskyn het vir die 4de keer om sy hele bekentenis aan hulle te kan maak. In vers 5 en 6 gaan lees ons dat Jesus sê vir hulle, "Het julle nie vir my iets om te eet nie?" En hy sê vir hulle, en hulle sê vir hom net nee. Hy vra vir hulle, hy gee hulle die opdrag en sê, werk die nette aan die regterkant. Let mooi op, dat die Here sê nie vir hulle werk die nette aan die ander kant nie, maar wel aan die regterkant. En dis die eerste ding wat die Here met my kom deel, en ek raak stil en die Here sê vir my, hulle die nette aan die regterkant gewerp. Want sien toe hulle uit hulle eie menswees uit in die see ingegaan het en gesê, kom ons gaan visvang, kon hulle niks reg kry nie. Want in jouself is jy nietig en niks nie. Jy sal nie 'n sukses behaal as jy in jouself wil optree en uit jouself wil optree nie. Maar dit is slegs wanneer jy gehoorsaam raak aan die Here. Dit is slegs wanneer jy daai stap van gehoorsaamheid neem, dat die Here met jou is. En Jesus sê vir hulle, werp die nette aan die regterkant. Hoekom aan die regterkant? Hoekom nie aan die ander kant nie? En die Here deel met my, hy sê vir my, daar kan 2 redes wees vir die regterkant. Rede nommer 1 is omdat Jesus self onderworpe aan sy hemelse Vader is, en hy sit aan die regterkant van God die Vader. En dit is vir my so wonderlik, dat wanneer ons onsself aan die Here onderworpe stel, en wanneer ons onsself deur gehoorsaamheid voor die Here as nietigheid kom stel, gaan sit ons aan sy regterhand. Want dit is waar hy ons kan gebruik, dit is waar hy ons kan as bruikinstrumente kan gebruik in die taak wat hy vir ons het. Vanmôre het pastoor so mooi gedeel oor die dam wat gebou word. En dit beteken dat ons staan stil, maar dit het tyd geword dat ons aan Jesus se regterhand kom, sodat hy ons kan toerus om sy werk daar buite te kan verrig. Elkeen van ons wat hier sal sit, het vanmôre 'n bediening op sy lewe. Ongeag wat dit is en hoe klein dit is. Van die grondlegging van die aarde af is jou bediening reeds bekend by die Here, want hy het jou so geskape met jou bediening wat hy in jou gegrond het. 'n Ander rede wat hy vir ons kon gesê het, hoekom Jesus aan sy hoekom die disippels die nette aan die regterkant moes gaan sit het, gaan ons lees in Matteus 25 vanaf vers 31. Matteus 25 gee vir ons so groot en so mooi verduideliking vir die tyd waarin ons nou is. Ek lees vanaf vers 31. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en alle heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar skei, soos die herder die skape van die bokke skei. En die skape sal aan sy regterhand sit en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand sê, kom julle geseëndes van die Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van hierdie wêreld af. Want ek het 'n honger gehad en julle het my iets te ete gegee, en ek het dors gehad en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee, en ek was siek en julle het my besoek in die gevangenis, en julle het na my gekom. En hulle sal weggaan, en dan lees ons in vers 46 wat hy vir die bokke gesê het, die aan sy linkerkant, en hulle sal weggaan in ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Die tyd wat ons leef, was daar soveel uitlatings gemaak op sosiale media, van dit is nou en die tyd is hier en die tyd moet ons moet regmaak. En daai deel stem ek saam, dit is nie verkeerd nie. Ja, daar was verkeerde uitlatings gemaak. Maar is dit nie 'n bietjie van 'n wake-up call, laat hoe nodig het is vir ons om weer net aan die regterhand van Jesus te gaan sit nie? Is dit nie net weer vir ons 'n wake-up call om te gaan seker maak, laat daar waar jy staan in jou verhouding met die Here, laat jy tog op die regte plek is nie? Is dit nie weer net tyd om net seker te kan gaan maak en sê, ek leef nie uit my uit nie. Dis nie meer ek wat gaan visvang nie, maar Jesus, in u opdrag sal ek my nette aan die regterhand afsal. En net soos wat ons aan die regterhand sit. Die Bybel is so fantasties wanneer jy daardie geheimenisse begin ontdek en bietjie begin soek en saam met die Here deur dit loop, dan let jy meer op van watter woorde is gesê en dan gaan soek jy in watter konteks dit bedoel is.
Ons gaan soek die waarheid in die woord, nie die waarheid in die mens nie. En ons vertrou nie op mense nie, ons vertrou steeds op die Here wat hierdie aarde gemaak het. 'n Volgende gedeelte wat my baie bygeval het was, hulle was op die skuit gewees en hulle die nette aan die regterhand gewerp. En toe hulle dit gedoen het met eens, het hulle gevoel dat hier is baie vis. En tydens die stryd om die vis op die skuit te kan kry, het Johannes, die een vir wie Jesus lief gehad het, na Petrus toe gekom en vir hom gesê, dit is die Here. Dit is Jesus wat daar staan. En Petrus het op daardie stadium, moes daar soveel emosies en soveel dinge deur sy lewe gegaan het, want in die eerste plek was hy wat gesê het, kom ons gaan vang vis. In die eerste plek was dit hy wat gesê het, ons gaan deur die nag vis vang. En hy het niks gevang nie, maar in sy gehoorsaamheid aan God en die nette aan die regterkant afwerp, toe kon hy eers sy nette vol vis kry. En Petrus, sê die woord daarso, was naak gewees, hy het sy boogkleed gevat en hom omgord, en hy het in die see gaan spring. En die oomblik toe ek dit lees, toe vat dit my weer terug na Genesis, waar Adam en Eva in daardie oomblik besef het, dat hulle is naak en hulle het vir hulle klere gemaak, en het hulle self gaan verberg in die tuin, net soos Petrus in die see gespring het. Want op daardie oomblik het hulle toegelaat, laat skuldgevoel, en laat hulle situasie en hulle omstandighede beheer neem van hulle, in plaas van om oor te gee aan 'n lewendige God, en te sê, Here, hier is ek, net soos U wil. Here, vergewe my in my menslike tekortkomingheid. Soos ek vandag hier staan, net soos ek daar buite ook 'n mens, en ons, elkeen van ons het tekortkoming. En ek plaas my eerste, want baie daad, ek baie meer tekortkoming as wat ander het. En ek wil ook soos 'n Petrus, wil ek my omgord baie daar, en ek wil gaan spring in die see, dat die Here my nie kan sien nie. Maar is dit nie scary, dat ons moet besef, dat wanneer jy dink die Here jou sien, dit is in daardie oomblik wat jy jouself wil omgord in die see spring, maar ons het nog nie tot die besef gekom, dat die Here van hemel en aarde is alomteenwoordigheid, en is in ons lewens elke liewe dag, hy is by elke besluit wat jy maak, hy is by elke daad wat jy doen, hy is by elke plek waar jy ingaan, hy is by elke situasie wat jy besig is mee, hy is by elke storie wat jy na volgende vertel, hy is by elke keer wanneer jy jou meer verloor, hy is by elke keer wanneer jy hoop verlore is. Jesus is by jou, die Heilige Gees is by jou. Jesus self het gesê, dit is beter dat ek van julle af weggaan, dat ek een kan stuur wat beter is as ek, naamlik die Heilige Gees. So nooit in jou lewe is jy alleen nie. Op Petrus het by daardie middag op die strand alleen gevoel, en hy het so verward gevoel, dat hy teruggeval in dit wat hy gedoen het, voordat hy saam met Jesus 'n disipel geword het. En dit is vanmôre vir ons die boodskap, ons moet daarteen waak om terug te val, en nie vorentoe te gaan nie. Ons moet daarteen waak, dat ons nie kan terugval in ons ou situasies nie. Daardie nette was so vol gewees. Daardie nette was 153 vis was in daardie nette gewees. Groot visse, sê die woord. En die net het nie geskeur nie. Is dit nie vir ons 'n bewys, dat die oomblik wanneer jy onder die gehoorsaamheid van die Here kom, laat sy voorsiening daar is vir jou, laat hy in jou hand is, jy's in sy hand, en jy kan nie uit sy hand geskeur word nie. Sy hand kan nie open met jou daarin nie. Al hoe jy uit sy hand uit kan kom, is die oomblik as jy die besluit neem en sê, Here, los my, ek wil nie hier wees nie. Dis net jy wat jouself uit die heerlikheid van 'n lewendige God kan verwyder. Die Here sal jou nooit daaruit verwyder nie, want dit was nog altyd sy wil en sy mosies gewees om jou saam met hom te hê vir 'n ewigheid. Maar die Here het geweet, hy soek nie net dringends wat net opdragte gehoorsaam nie. Hy het vir elkeen van ons wat hier sit en daar buite is, het hy 'n eie wil gegee. Jy maak jou besluite. Jy besluit in die oggend hoe jy jou dag gaan aanpak. Jy besluit hoe jy 'n volgende persoon gaan hanteer. Jy besluit wat jy in elke situasie doen. Maar die Here gee vir jou alles, maar op die einde van die dag het jy nog steeds die keuse om te sê, Here, vat my besluite weg. Here, plaas my op 'n pad waar U my wil hê en my kan gebruik. Here, ek wil in U hand bly, Here, want in U hand is ek veilig. In U hand sal ek nooit siekte beleef nie. Here, in U hand sal ek die aanslagte van die vyande kan weerstaan. Here, in U hand sal ek die storms kan aanhits, Here. Maar Vader, ek wil in U hand wees, want die hande is U veilig. En dan is dit nie nodig vir ons om soos Petrus onsself te gaan wegsteek nie. Ons het nie nodig om te gaan wees soos bokke wat een kant toe geskuif gaan word nie. Die oomblik wat ons die besluit maak om aan die Here se regterkant te kan kom, is die oomblik wanneer ons ewige lewe sal kan beerwe teen die einde van ons lewenspad.
En nou wil ek graag in die laaste deel van hierdie woord, wil ek by dit uitkom, die gedeelte wat my in die begin aangevat het, die gedeelte wat my gedryf het om meer te gaan soek in Johannes 21. Ek wil weet, hoekom het daar gestaan 153 groot visse? 153 groot visse, hoe kom ons uit by die 153 groot visse? Want sien, die see van Tiberias, as ons gaan vroeër lees, was vroeër die see van Galilea gewees. Vroeër was Jesus saam met sy disippels op daardie selfde plek. En op daardie selfde plek het hy met 5 visse en 2 brode 'n skarigte van mans alleen 5000 gevoed. Dit is nog uitgesluit die vrouens en die kinders en hulle dienaars en wat saam met hulle daar was. So hoekom was dit nodig dat Jesus gaan sê het 153 visse? Hoekom was dit nodig vir hom dat die disippels moes uitgaan en die nette aan die regterkant uitgooi? Want as julle mooi gaan lees, dan gaan julle sien toe hulle voet aan wal sit en hulle by Jesus kom, was daar reeds 'n vuur op die grond en daar was reeds vis en brood op daardie vuur. Jesus in sy almag het nie nodig gehad vir hulle om 153 visse te gaan vang nie. Hy kon met die vis en die brood wat op die vuur is, kon hy gemaklik die disippels gevoed het. Want 5000 mense het hy gevoed met 5 brode en 2 vissies. En die Here stap met my op pad en ek gaan doen navorsing oor hierdie 153. En die Here sê vir my, voordat jy die 153 kan verstaan, moet jy eers 'n paar ander goed gaan verstaan. In Exodus kom God en hy verklaar, ek is. God sê aan Moses, gaan na die mense toe en sê vir hulle, ek is. Dis al wat God vir hulle sê. Hy het nie nodig om meer te sê nie, hy het nie nodig om te verduidelik nie, want die Here is almagtig en daar is niemand wat met hom kan op sy gelyke vlak wees nie. Want God is, ek is. En Jesus, deur sy hele bediening en deur sy pad wat hy gestap het met sy disippels, het hy ook 7 ek is stellings gemaak. Die 7 ek is stellings is gemaak aan die disippels, sodat hulle kan verstaan wat Jesus se doel op hierdie aarde is. Want in hulle menslikheid het hulle idee gehad, maar hulle het nooit werklik verstaan waaroor dit gaan nie. En ek gaan gou vinnig deur die 7 ek is stellings gaan. In Johannes 36 sê hy van Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my kom sal nooit honger hê nie, wie in my glo sal nooit dors kry nie. In Johannes 8 vers 12 sê hy, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duister wandel nie, maar in die lig van die lewe hê. Johannes 10 vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingang en uitgang na sy veiding vind. Johannes 10:11 sê ek is die goeie herder en verder in 14, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en word deur my eie geken. Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En Johannes 15 vers 1, ek is die ware wynstok. En ek lees hierdie gedeelte en ek sê, Here, maar hoe kan die disippels nie verstaan wie Jesus is nie? Hulle het eerstehandse kennis gehad. Hulle het elke dag met Jesus gewandel. Hulle was by met elke wonderwerk wat hy gedoen het. Hy het vir Lazarus uit die dode opgewek, hy het die brode vermeerder, hy het siekes genees, hy het die duiwels uit mense uitgedryf. En nog steeds kom Petrus op 'n plek waar hy sê, ek gaan vis vang. En Jesus kom en hy deel daai dag met hulle op die strand, en nadat hy hulle uitgeroep het, toe bring hulle die vis, en dit was 153 in getal gewees. En wanneer ons in die Joodse kultuur gaan kyk, die Joodse alfabet word ooreendienskomtig met syfers en letters word met mekaar verbind. En wanneer ons die 153 as getal vat, en ons skryf die woord uit wat dit vorm, dan beteken die woord Anu Elohim. Jesus het nodig gehad om by hulle te kom staan en te sê, Ani Elohim, ek is God. Jesus kom en hy maak 'n stelling deur visse wat gevang is in 'n net. Kom maak hy 'n stelling en hy sê, ek is God. Net sy Vader in Exodus gedoen het, ek is. Moes Jesus met sy disippels kom en hy moet hulle kom op die punt en hy moet vir hulle sê, ek is God. Want in menslike stories kon hulle nie verstaan het nie. In hulle menslikheid het hulle nie geweet wat aan die gang is nie. In hulle menslikheid, die oomblik toe hulle leier weg is, toe is hulle verlore.
Hulle het nie tot die besef gekom dat hulle is die leiers wat moet uitgaan nie. Hulle is die leiers wat moet vorentoe gaan. Hulle is die leiers wat die boodskap moet uitneem nie. Hier staan hulle op dieselfde strand wat Jesus 5 brode en 2 visse verander het, in genoeg kos om 5000 mans te voed, en daar het nog 12 mandjies oorgebly. Alles in die woord, alles gaan oor die nommer en die syfers. En die disippels kon nie besef het, dat die 153 visse is Ani Elohim nie. 'n verdere verduideliking van die 153 vis is, geskiedkundiges beweer dat op daardie stadium was daar 153 verskillende spesies van vis in die see van Tiberias. En hulle beweer dat die vis wat in die net gevang is, verteenwoordig een van elke spesie wat in die see van Tiberias is. En net so het die Here gekom vir elke nasie, elke volk, elke taal en elke kultuur. En nie een van die wêreldse mense en kulture en nasies is uitgesluit uit sy heerlikheid uit nie. Net soos elke vis het die Here niemand uit die net uit laat uitskeer nie. Net soos in daardie geval met die net, wil die Here nog steeds, en is dit nog steeds sy hartse begeerte om elke persoon met hom in hiernamaals te kan saamvat. Maar in menslikheid kom ruk ons los. In menslikheid wil ons kom rebelleer. In menslikheid wil ons 'n keuse maak om 'n ander pad te loop. Kan ons nie sien wat die Here mee besig is nie? Kan ons nog nie sien die liefde van Jesus vir ons elkeen nie? Watter groter bewys het die disippels nog nodig gehad? Wat 'n motivering moes hulle nog gekry het nadat hulle 'n boodskap soos hierdie ontvang het? Ons lewe 2000 jaar later en ons sien die grootheid van God. Hulle het saam met Jesus gewoon. Hulle het saam met hom gestap. Ek glo as daar vandag so iets gebeur, dan sal daar soveel spekulasie onder die volke en nasies wees. En dit sal wat se naam spesiale effekte wees op TV's en daar sal altyd 'n rede wees. Maar mense, ons staan in 'n eindtyd en ons staan nader na die eindtyd en ek glo ons is nader as wat ons werklik wil besef aan die finaliteit van die wêreld wat ons in leef vandag. Slegs die Here weet die dag en datum daarvan, ek weet nie. Niemand van ons op aarde weet dit nie, tot die dag wanneer die Here besluit het. Maar is die Here nie besig om in hierdie tyd meer ernstiger met sy mense te praat, om hulle so ver te kan kry, om te kan sien dat die pad wat hulle loop, gaan vererf, gaan eindig in daardie boodskap van 'n ewige verderfenis, 'n enige pynwing. Ons het nodig om stil te raak voor die Here en te sê, Here, maak ons een van die 153 visse. Here, kom vat vanmôre alles uit onsself uit weg. Here, kom vat hierdie wessel en kom skud alles wat die wêreld hier in prop uit. En Here, kom vervang dit met u Heilige Gees. Kom vervang dit met u grootheid. Want ons kan nie aanhou en verwag dat ons gaan staande bly nie. Jesus sê, Ani Elohim, ek is God. Ek is God. En in ons lewens en in hierdie gemeente sal God altyd staande bly. In hierdie gemeente sal die naam van die Here altyd uitgeroep en aangeroep word, ongeag wat die wêreld daar buite sê. Solank soos wat ons as medegelowiges kan saamstaan en sê, Here, ons is hier vir u. Vader, ons het vanmôre 'n keuse gemaak om op te staan, om u naam te kom aanroep en te kan uitroep. Here, want in die wêreld gaan alles boos en de mekaar. Vanmôre vanaf gesien 'n berig dat in Engeland mag jy glad nie meer die woord verkondig nie. As jy nou gevang word, die woord verkondig, selfs in jou eie huis, selfs in 'n selgroep, enige gebed, word jy toegesluit 2 jaar minimum klaar. Wat 'n siekheid in die wêreld is in die gang. Hoe is die vyand besig om die wêreld te kan verander? Want hy kom plunder en hy kom roof uit elke situasie uit. Jy dink jy sit in 'n situasie net omrede die Here daar is om jou te straf. Nee, die vyand plunder en roof en sy woord sê dit vir hom. Wat soos die koortjie sê, it's time to take back from the enemy's camp what is stolen from us. It is time to take back yourself. It is time to make a stand for Jesus. It's a time to come and declare and decree that I will follow Jesus no matter what. Niks wat die wêreld daar buite sê, kan hom uit my hand uitruk nie, en my uit sy hande uitruk nie. Elkeen van ons wat hier vanmôre sit en elkeen wat die boodskap aanlyn kan na vandag nie een keer sê dat Jesus nie 'n waarheid en 'n werklikheid is nie, want die boodskap het uitgegaan. Die Here het die boodskap laat gaan soos wat hy dit bepaal het.
En in sommige van die gelowe word daar altyd die teenvoer aangevoer laat. Maar julle Jesus het nooit in die Bybel direk gesê, ek is die seun van God nie. Wel, ek wil vir julle vandag kom sê, Johannes 21 sê, Ani Elohim, ek is God, I am God. Jesus het dit absoluut en beslis gesê. So buiten vir die 7 ek is stellings, was die 8ste een en die belangrikste ene, ek is God. Amen. Gemeente, ek gaan vanmôre so afsluit en ek gaan vra dat elkeen van julle vanmôre julle oë gaan sluit. En ek gaan vra vanmôre dat in julle harte vanmôre dat julle elke persoon wat julle kan aandink wat die Jesus in hierdie oomblik, in hierdie tyd, in hierdie uur nodig het, dat julle daardie naam nou voor die Here sal noem. Laat daardie persoon 'n Ani Elohim oomblik in sy lewe sal kan ervaar. Laat hulle sal kan besef, hulle kan nie uit hulle self uit nie. Hulle sit in omstandighede en hulle sit in situasies vasgevang met dinge van die wêreld, want hulle weet nie dat die waarheid is net in Christus nie. Die waarheid kan nie uit die wêreld uitkom nie. Die waarheid kan net uit die Here uitkom. Vader, ons kom vanmôre, Here, en ons wil kom optree, Here. Vader, ons wil 'n stand kom maak, Here, en ons wil kom sê tot hier toe en nie verder nie. Here, ek kom vanmôre en ek kom tree in vir wêreldlande, Here, wat opstaan teen Jesus Christus. Vader, ek kom tree op teen die vyand wat nie die Christene wil uitlos nie. Here, ek kom vanmôre en ek wil elke mag van hom kom bind. Vader, ek kom bid vanmôre vir Potchefstroom en geheel. Vader, ek kom bid vir ons jeug. Here, ek kom bid vir ons jongelinge. Vader, ek kom bid vir ons studente vanmôre. Vader, ek kom bid vir elke pastoor en dominee en prediker wat in die naam van die Here die woord regverdig en reg sal uitpreek. Here, laat jy hulle sal kan aanraak. Here, laat jy sal ingryp in hulle omstandighede. Here, laat jy hulle sal salf en sal seën, Here, laat hulle die woord sal kan uitdra soos wat U dit vir hulle bepaal het om te kan doen. Here, ek kom vanmôre en ek kom maak 'n oorgawe. Here, en daar waar ek vanmôre eerste in die ry staan, Here, kom sê ek, Vader, ek kom gee alles oor aan U vanmôre. Here, nie my wil nie, maar U wil. Here, ek kom dankie dat U nog met ons die tyd uitkoop. Here, ek kom dankie dat wanneer ons by U is, Here, dat U vir ons soveel geheimenisse kan wys. En Here, ek kom bid dat U net meer en meer sal kan doen in my lewe. Vader, ek kom bid en ek kom tree in vir elke sieke wat vanmôre in 'n hospitaalbed vasgekluister is. Here, vir elkeen van hulle wat slegte nuus ontvang. Here, vir elkeen wat hulle deur omstandighede gaan. Here, en ek kom dra hulle op vanmôre in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Halleluja. Kan ons vanmôre, wow, ek het nooit geweet nie, Sarah Laai is my so mooi revelation gewees vanmôre, eintlik dat hy is God vanmôre. En ek dink dis iets wat ons vanmôre moet verklaar in hierdie kerk. Is jy saam met my? Ek wil vanmôre dit verklaar in hierdie kerk. For He is Lord. Hy is God vanmôre. So daar waar jy sit, kan ek vra, ek hou van 'n Engelse woord, declare and decree. For He is Lord. Van my hart, my lewe, my kinders, my omstandighede, hy is God. Hy is God. Dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob is my God vanmôre. Die een wie ek aanbid vanmôre. Had it not been for a place called Mount Calvary, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Nothing will change. En net soos wat Jesus, al moet hy vir ons 153 vis, my so amazing om te dink, presies op die getal 153, dat die nette wil skeer. Die Here is ons voorsiener. Kom aan kerk, die Here voorsien. Daar's 'n liedjie wat sê, for He is Lord. So daar waar jy is, sluit jou oë saam en dan sing ons hierdie song. For He is Lord. Is Lord. Verklaar het saam met my vanmôre. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus
is Lord. Kom ons sing het saam. For He. Kan ons saam staan vanmôre? Kom ons staan saam en ons verklaar dit vanmôre in die kerk. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Bos Mornay, kom ons kry die dromme hierso. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Uit jou hart uit vanmôre, laaste keer sing ons dit saam, kom ons verklaar. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is my Lord. Wil jy dit net verklaar saam met my daar waar jy staan nie? Kom aan, ons verklaar vanmôre dat die Here is ons God. Jesus is sy naam. Die koning van die konings, die Here van die leerskare, die lelie van die dale, die blinkmôre ster, die sterke leeu van Juda, die naam wat gegee is bo elke naam, sodat elke knie sal buig, wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus ons Here is. Ons verklaar dit vanmôre, Here. Loof sy die naam van die Here. En ek hoef môre verklaar, daar is geen ander naam deur wie die mens gered kan word, behalwe deur die naam van Jesus nie. Hy is ons redder vanmôre. As jy dit glo, sê saam met my amen. Amen, amen. Ek kan nie sitplek neem. Baie dankie Sarel vir die kosbare woord vanmôre. Weet jy wat so amazing maak, is ook wie die woord aflewer nie. As dit in die troonkamer kom, val hy in jou hart. Is dit nie so nie? Dankie Sarel vir die woord vanmôre. Net so 2 afkondigingkies. Die eerste enetjie is die maak 'n nota, groot asseblief gemeente. Die 2 November, Sondagmôre 2 November is Dr. Lemmer Du Plessis weer hier. Dr. Lemmer, wie het al sy bediening gesien, wie onthou van sy ministerie en sy bediening, die Sondagoggend en die aand, is Dr. Lemmer hier so. Daar ek het jy altyd gesê, ons livestream is af, né? Nog iets nie, dan gaan ek dit nie kan sê nie. So, wys my as dit af is.